Goeiedag en welkom terug hier by die oordenking. Ons is hierdie week besig om na teks te kyk van die Emmausgangers wat op pad is. Hierdie twee mans is op pad en Jesus het saam met hulle begin loop en hulle is mismoedig. Hulle kla oor die dinge wat gebeur het, oor Jesus wat gekruisig is in Jerusalem en al hulle hoop is eintlik daarmee heen. Hulle het dit verloor en Jesus stap saam met hulle en hy vra vir hulle, wat is die dinge wat gebeur het in Jerusalem en hulle is so al verbaas en sê maar hoorie, weet jy nie, is jy die enigste persoon in Jerusalem wat nie weet wat aangaan nie? Dis baie soos ons so bietjie meer as 'n maand terug toe ons die wêreldbeker kriket in die semifinaal verloor het en almal lyk so af en iemand vra wat het gebeur en jy sê weet jy dan nie dat ons dit verloor het nie? En hierdie ouens is besig om met Jesus te gesels en hy vra vir hulle nou watter dinge het gebeur. Ons stel dit op in Lukas 24 vers 19. En hy sê vir hulle watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles, die 3de dag vandat dit plaasgevind het. So hierdie ouens is half geïrriteerd met Jesus wat vir hom vra. Nou hulle weet nie dis hy nie, maar hy vra vir hulle wat is die dinge wat gebeur het. En hulle is so maar besef jy nie wat aangaan nie. En baie keer voel ons so. Ons voel maar God is mos teenwoordig en hy weet wat in my lewe aangaan. Hoe kan hy my nog vra wat is die dinge waaroor ek bekommerd is? Hoekom wil hy hê ek moet vir hom sê hoe ek voel en hoekom ek so mismoedig is? Want hy weet dit mos als. Maar God is 'n liefdevolle God en hy wil deel wees van jou lewe en hy wil 'n verhouding met jou hê en hy is beskikbaar en hy sê vir jou, vertel my die dinge wat jou mismoedig maak, wat jou hoop laat verloor. Want wanneer jy dit vir my vertel in 'n gesprek, gaan jy jou eie woorde hoor. Jy gaan hoor, maar dit is my hartstoestand. Ek besef nou eers ek is eintlik mismoedig, ek het miskien hoop verloor. En God sê maar vertel hierdie goed vir my, want elke keer wat jy in 'n gesprek met my tree, elke keer wat jy dit vir my vertel, kan ek jou hart sien, jy kan jou hart sien en ons kan hierdie gesprek verander in 'n hoopvolle gesprek. Waar moet jy vandag gaan en met God gaan praat en jou vrese en jou bekommernisse vir hom uitlê en sê Here, hier is die dinge waaroor ek bekommerd is, hier is die dinge wat my pla, hier is die dinge wat ek nie weet hoe dit gaan uitdraai nie. God wil dit hoor want hy's beskikbaar en hy wil 'n verhouding met jou hê. En daarom sê hy praat met my. Kom in gebed na my toe en noem hierdie goed op die naam. Moenie net sê Here, help my met al my probleme nie. Noem dit op die naam waar jy hoop verloor het en wil hê God moet intree. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie keer raak ons mismoedig omdat ons dink maar U weet hierdie goed. Hoekom moet ons dit nog sê? Hoekom moet ons weer 'n keer daaroor praat? Maar U sê wanneer jy met my daaroor praat, besef jy eers die diepte van waar jou mismoedigheid lê en jy gaan besef maar eintlik is daar hoop. Eintlik voel ek nie so sleg en het ek nie soveel hoop verloor nie. Here, ons wil kom vandag en gee vir ons die vrymoedigheid en dankie dat U vir ons gee dat ons kan kom en net kom bid en met U kom praat en hierdie goed een vir een voor U kan kom lê en vir U kom gee. Want wanneer ons dit vir U gee, begin ons hoop kry. Begin ons voel hoe die las ligter word en ons begin hoop kry vir die toekoms. Dankie dat U beskikbaar is en dankie dat U 'n verhouding met elkeen van ons wil hê en dankie dat U so liefdevol is en omgee oor elkeen van ons se lewens. Ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie sterkte en gaan hou 'n gesprek met God. Gaan drink 'n koppie koffie, gaan sit iewers op 'n parkie, bankie, iewers alleen en rustig en vertel vir God wat is die dinge wat jou moontlik jou hoop by jou kan steel. Sterkte, ons gesels môre verder. Totsiens.